Ons lees in die boek Rigters vanmôre en ons gaan die hele hoofstuk 5 saam lees en as u kan onthou ver daar in die verlede, veral in die gereformeerde lyn, as daar 'n lied is, dan sing jy al die verse. En kyk, behoed jouself as jy by Psalm 119 kom, dan is jy nogal redelik lank besig, maar die skrifgedeelte vanoggend is 'n oorwinningslied en daarom moet ons al die verse lees om die kosbare lied ook te kan verstaan. Daarom Rigters hoofstuk 5 vanaf vers 1. Daardie dag het Debora en Barak seun van Abinoam gesing. Julle moet die Here prys, want leiers het opgetree in Israel. Die volk het hulle aangemeld vir die oorlog. Luister, konings, gee aandag, regeerders. Ek sing tot eer van die Here. Ek prys die Here, die God van Israel, met my lied. Toe u uit Seir gekom het, Here, toe u uit die veld van Edom opgetrek het, het die aarde gebewe, het die hemel reën gegee, die wolke het strome water gegee. Die berge het weggesmeld voor die Here, voor hom uit Sinaï, voor die Here, die God van Israel. In die dae van Samgar, seun van Anat, in die dae van Jael, was die hoofpaaie stil, reisigers het ompaaie gebruik. Die lewe buite die stede het in Israel gekwyn en agteruit gegaan, totdat ek, Debora, na vore gekom het. Totdat 'n moeder in Israel na vore gekom het. Toe die volk nuwe gode vir hulle gekies het, het daar oorlog gekom, maar nie een uit Israel se duisende soldate het die wapen opgeneem nie. Ek staan by die leiers van Israel, by die wat hulle vrywillig aangemeld het. Julle moet die Here prys, julle wat op bruin donkies ry, julle wat op mooi saalkleedjies sit, julle wat op reis is, julle moet dit alles vertel. Tussen die drinkbakke praat hulle daaroor, besing hulle die oorwinning wat die Here behaal het. Sy oorwinning vir die boere van Israel. Die volk van die Here kom bymekaar by die stadspoorte. Hulle sing, kom Debora, kom sing 'n lied. Maak klaar, Barak seun van Abinoam, kom maak vir jou krygsgevangenes. Die van my volk wat oorgebly het bymekaar gekom by die leiers. Die volk van die Here het na my toe gekom, al die dapper vegters. Party was van Ephraim, selfs ver uit Amalek uit. Saam met hulle Benjamin, almal uit jou volk. Party was van Makker, sy leiers het gekom, en uit Sibilon, die wat die heerser scepter dra. Die leiers uit Isaskar was by Debora. Isaskar was soos Barak, in die laagte was Isaskar by Barak. By Reuben se syplekke is daar baie beraadslaag. Waarom het jy by die saalsakke bly sit? Bly luister na die fluitspel by die veetroppe. By Reuben se syplekke is daar baie beraadslaag. Gilead het oorkant die Jordaan bly sit, en waarom het Dan by die skepe gebly? Aser het by die seestrand bly sit, nie van sy kaai afgeroer nie. Sibilon was nie bang vir die dood nie, en Naftali het die dood getrotseer op die hoogland. Konings het gekom, hulle het geveg, die konings van Kanaan het geveg by Taanak, by Megiddo se waters, maar hulle het nie silwer buitgemaak nie. Uit die hemel het die sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen Sisera geveg. Die Kisonrivier het die vyand meegesleer, die Kisonrivier, die rivier uit die voortyd. Hou moed, wees sterk. Die perde het met hulle hoewe gekap, die sterktes het uit jaaggalop voortgestorm. Die engel van die Here het gesê, julle moet vir Meros vervloek, julle moet sy inwoners sonder genade vervloek, want hulle het nie vir die Here kom veg nie, nie vir hom teen die dapper vegters kom veg nie. Geseënd is Jael, vrou van Geber die Keniet, maar meer geseënd as al die vrouens wat in tente woon. Sisera het water gevra, sy het hom melk gegee.
In 'n koningsbeker het sy vir hom dikmelk gegee. In haar hand het sy die tentpen vasgevat, in haar regterhand die werksman se hamer. Sy het vir Sisera daarmee getryf, sy kop pap geslaan, sy het die slaap van sy hoof verbrysel, dit deurboor. By haar voete het hy neergesak, geval en bly lê. By haar voete het hy neergesak en geval, waar hy neergesak het, het hy geval morsdood. Sisera se ma het deur die venster gekyk. Sy het by die traliewerk gestaan en gekla. Waarom talm sy strydwa om te kom? Waarom bly die gedreun van sy strydwa wiele weg? Haar slimste hofdame antwoord haar en sy sê die woorde agterna. Hulle het 'n groot byt in die hande gekry, hulle verdeel dit. 'n Meisie of 2 vir elke soldaat, gekleurde klere as byt vir Sisera, gekleurde weefwerk as byt, gekleurde doeke vir my nek, dit is die byt. Mag al u vyande so omkom, Here, maar mag die wat vir u liefhet, wees soos die son wat in sy volle krag skyn. Daarna was daar 40 jaar lank vrede in die land. Net tot daar, uit die wonderlike woord van die Here, en mag hy dit in ons harte seën. Wanneer God beweeg, is oorwinning seker. Jy kan ook sê verseker, absoluut. Maar wanneer God beweeg, 'n oorwinningslied, dit is wat ons hier gelees het, en 'n oorwinningslied is gepas wanneer God die oorwinning behaal. 'n loflied, 'n lied om God te eer. Oorwinning kom wanneer God beweeg. Nie omdat ons sterk is nie, maar omdat hy is wie hy is. Wie hy is. In my lewe het ek geleer dat ware oorwinning slegs kom wanneer ek op God se krag staat maak. Wanneer ek op God se wil staat maak. Wanneer ek op God vertrou en saam met hom in die stryd is. Wil jy herinner toe Joshua die aand net voordat hulle oor die Jordaan is en hulle moet die land ingaan om oorlog te maak, het daar iemand tevore gekom. Die leerowerste van God. En hy het voorgeloop. Hy het voorgeloop. Wanneer die stryd aangesê word, is dit belangrik om te onthou, God beweeg voor. As jy jouself voor gaan sit, het ons probleme. As ek myself voorsit, het ek probleme. Wanneer God namens ons optree, wanneer ons doen wat die woord sê, wees stil, want ek veg vir jou, en ons doen dit, dan veg God vir jou. Jy moet stil wees. Daarom dat Deborah en Barak sing, julle moet die Here prys. En deurgaans deur hierdie lied, julle moet die Here prys. Gee hom die eer. In vers 11 sing hulle, tussen die drinkbakke praat hulle daaroor, besing hulle die oorwinning wat die Here behaal het. Sy oorwinning vir die boere van Israel. Nou ja, dis 'n oorwinningslied, en dis 'n lied wat God prys. Nou waar kom dit vandaan? Die konteks bepaal dit, want hoofstuk 4 gaan juis oor hierdie oorlog wat gevoer moes word. Die stryd wat aangesê is. En as jy hierdie Rigters 5 lees, dan sê hy in vers 2, sê hy, julle moet die Here prys, want leiers het opgetree in Israel, die volk het hulle aangemeld vir oorlog. En dit gebeur in hoofstuk 4, waar die volk weer gered moes word uit hulle omstandighede, omdat hulle weer eens ongehoorsaam was teenoor God,
om weer eens afgode te gaan dien. En hulle was weer in daai bose siklus van Rigter wat kom red het. Dit het goed gegaan vir 'n paar jaar. En toe hierdie Rigter verdwyn het op die voorgrond en nie meer leiding gegee het nie, het die volk weer verval in afgoderry en sonde. En dan het daar 'n vyand gekom, 'n naburige dorp of stad of koning of wie ook al dit mag wees het, en hulle het gesê, wel ons gaan julle verower, en hulle is weggevoer as buit. Of hulle word onderdruk. Hulle word telke male aangeval, tot op so 'n vlak, dat die volk voortdurend moes uitroep, Here, help ons. Here, help ons, ons gaan ten gronde. En dan hoor God daai gebed, hy verhoor dit en hy stuur die volgende Rigter. Ons moet altyd onthou, hoekom is Rigters geskryf? Hoekom is Rigters in die Bybel? Want sien net 'n paar boeke daarna, dan kry jy Rigters, jy kry Rut. En Rut gaan oor wie? Daar's Boas. Daar kom die register van die Here Jesus. Dis die groot prentjie. Maar Rigters lei in dat die volk 'n koning nodig het. Want hulle kan nie voortdurend op Rigters staat maak nie. Hulle kort 'n koning en alles wys heen na Christus wat die finale verlossing bewerk. Nou geliefdes, dit is ook baie interessant. As jy die boek Rigters lees en jy kry die groter prentjie in hierdie siklus in Rigters 1, 2 en 3, sien jy die volk staan saam met die Rigter, hulle dien God vir 'n paar jaar, hulle verval. Hulle dien weer die sonde. Hulle roep uit. God verhoor die gebed. Die volk staan weer. Dit is so ooreenkomstig baie van ons se geestelike lewens. Jy is op die kruin van die berg waar jy God dien en dit gaan goed en God is eerste en na 'n tyd dan begin daai liefde 'n bietjie verkoel. En ons begin dinge toelaat in ons geestelike lewens en dinge wat voorheen sonde was, is nou ook nou nie meer sonde nie. En dit is oukei en ons lewens eindig in 'n wrak. En ons is besig om dinge te vermors in ons geestelike lewens, in ons lewens en ons maak besluite kontra God se wil en ons roep uit, Here, wees net hierdie arme sondaar genadig want ek is besig om droog te maak. En dan help God en hy red en hy verlos en hy maak jou vry en hy vergewe jou en jy begin weer. Uit die aard van die saak hoef dit nie so te wees nie, maar ons kan nie vanoggend daaroor praat nie. Hierdie situasie waarin die volk was uiters desperaat geweest. Jy moet onthou, voor elke Rigter opgetree het, was die volk in 'n desperate situasie gewees. Gewikkel in oorlog, die vyand is by die deur. Hulle wil inval, hulle wil vernietig, hulle wil verwoes. En hier sien ons die oorlog met Sisera, koning van Jael. Hulle val in, hulle wil verwoes. Dis 'n uiterste desperate situasie voordat God ingryp. Dis interessant. As jy nie werklik desperaat is nie, sal God nie beweeg nie. Die volk moes besef, hulle sit kniediep in die moeilikheid. Kniediep in die moeilikheid. En hulle moet daar uit. Die vyande onder leiding van Sisera, wat die hoofman was, wat aangevoer het, die hoof van die Kanaanitiese weermag se leer, hy was uiters sterk geweest. Die woord sê dit vir ons, 900 strydwaans, yster strydwaans. Hy het 'n sterk weermag gehad. Hy het die oorhand gehad. Dit, as ons nou 'n bietjie dink aan oorlog, ons ken nou vandag, jy weet, kom ons sê maar hy het die nuclear weapons gehad, jy weet, hy het die oorhand gehad. Hy was 'n sterk vyand geweest. Hy kon inval, hy kon vernietig, hy kon verwoes. En dit is wat hulle gedoen het. Hulle was baie sterk. En
Hierdie volk, hierdie Kanaanitiese leer, het die volk Israel vir meer as 20 jaar lank onderdruk. Onderdruk, vernietig, vermoor, uitgemoor, gejag, noem dit. Dit was wreed. Dis nie bisie Bama gedagtes nie. Rigters is 'n bloeddorstige boek om te lees. Dis oorlog, dis vernietiging. In die loflied lees ons dit toe die ou diensmeisie daar gesê het, 2 meisies vir elke soldaat. Dis wat gebeur het. Hulle het die jong meisies weggevoer en hulle slawe gemaak. Slegte tye. Die volk is desperaat, want die vyand is sterk, hulle is oorheersend, hulle is dominerend. Die kenmerke natuurlik van die volk Israel is dat hulle 'n God het, 'n lewende God, 'n sterk God. Maar ongelukkig, toe hulle die beloofde land ingaan, het hulle hierdie siklus ontwikkel deur hulle ongeloof, ongehoorsaamheid, onderdrukking, 'n uitroep, 'n verlosser en oorwinning, vrede. En dan begin die siklus ongelukkig weer van voor af. En in hierdie, en ek praat in die konteks van die tyd waarin dit geskryf is en in die volk se geskiedenis, in hierdie chauvinistiese, dominerende samelewing, het die volk so laag geval, dat 'n vrou moes optree as 'n regter, as 'n rigter. Dink mooi wat ek nou vir u sê. Onthou, dit was vir die volk 'n vernedering gewees. Dit was vir die manne 'n vernedering gewees. Dat 'n vrou die aanvoerwerk moes doen. Dan vra jy die vraag, kon God dan geen man vind nie? Dat hy 'n vrou as 'n profetes moes gebruik om 'n man te gaan haal, en te sê, kom, en toe sy vir Barak kry, toe sê Barak vir haar, ek sal net gaan as jy saam met my kom. Ons moet onthou, dit was heeltemal 'n ander tyd waarin hulle geleef het. En God sien dit as 'n verskriklikheid. Want hoor wat sê Jesaja 3 vers 12, en ek wil dit net vir u bevestig, dis nie my eie gedagtes nie, my volk het kinders as regeerders, vrouens as heersers. En gaan lees die konteks van daai Jesaja gedeelte en dan gaan jy agterkom, dit is nie in 'n positiewe lig geskryf nie. Dat die vrouens die werk moes doen. Maar God het hierdie profetes, iemand wat hom gedien het, iemand wat hom liefgehad het, maar God het haar gebruik en gestuur na Israel om die volk te lei, nadat hierdie Kanaanitiese volk hulle vir 20 jaar onderdruk het. God het haar gebruik. Soos wat God baie vrouens in die verlede, selfs ook in die Nuwe Testamentiese tyd in, gebruik het toe die kerk net gestig is en net geplant is. En ons sien in hierdie gedeelte hoe God haar gebruik en vir Barak kry, en sy sê ook, Deborah sê ook vir Barak, dis reg, ek sal saam met jou gaan, maar jy moet onthou, dat God dan die oorwinning vir 'n vrou sal gee. Nou weet ek nou nie of hy so 'n bietjie dubbel gesluk het aan sy spoeg nie, maar ek dink hy moes besef het, okay, wel, ek is nou die rigter ook saam met jou hier, maar ek gaan nie die oorwinning behaal nie. 'n Ander vrou, maar dit maak nou nie op die saak nie. Die oorwinning is behaal, want wie die oorwinning behaal? God het. Op die einde van die dag kom die eer na hom toe. En in Rigters 4 vers 1 tot 7 kan jy dit gaan lees, presies hoe dit gebeur het. Dis die geskiedenis. En God het selfs die strategie vir hierdie oorlog deur Deborah aan Barak kom gee, om te sê, dit is hoe dit sal gebeur. In die loflied sing ons 'n paar kentekens daarvan, oor hierdie magtige rivier wat droog is, wat weer sal vloei. En dit is wat gebeur het, is dat die ysterstrydwaans is vasgekeer. Dit het toe nou absoluut niks gehelp om 900 ysterstrydwaans te hê nie. Is 'n stukkie geskiedenis wat ek voel homself herhaal met die Egiptenare. Maak nie saak hoe groot jy dink jou leermag is nie, dit is 'n bietjie klein en onbelangrik in die oë van God.
Hy gebruik altyd die natuur en die wonders van die natuur. Nou, jy kan gerus Rigters 4 vers 3 en ook natuurlik weer Rigters 5 vers 20 ook lees, om die konteks te kry daarvan. En ons moet onthou en al beskryf Hebreërs, die boek Hebreërs, in hoofstuk 11 vers 22, vir Barak as 'n man van geloof, sien ons hier dat hy Debora se ondersteuning en sy hulp nodig gehad het om hierdie stryd aan te pak. Hy wou nie alleen gaan nie. Ons weet nie altyd hoekom nie, maar hy het haar gevra, net in jou naam, net as jy saamgaan, asseblief. Ons verstaan dus, in die dieper en die wyeer konteks, dat hierdie volk is onderdruk, hulle kry swaar, hulle trek swaar, dis nodig dat daar oorwinning kom. Hulle uitdagings is groot, hulle vyande is sterk en hulle voel magteloos. Klink dit vir u bekend? Ek het myself al baie by daardie situasies bevind, waar ek die druk gevoel het, waar ek die spanning gevoel het, waar die uitkoms so oorweldigend groot lyk en die stryd is so groot en jy probeer dit in jou eie krag doen, maar jy kan nie. En jy maak foute. En geliefdes, dit is so dat ek vanoggend met jou deel, dat ek meen, in die verlede, in die geskiedenis is dit my eintlik ontstel het om te erken dat, ja, ek het ook al 'n paar keer probeer om op my eie te probeer oorwinning behaal. Dat ek gehuiwer het om God ten volle te vertrou. So, been there, got the t-shirt. Dit werk nie goed uit nie. Werk nie goed uit as jy op jou eie krag probeer staat maak nie. En geliefdes, elke dag staan ons voor die versoeking om wat ook al die stryd is, aan te sê in jou eie krag. Die duiwel weet dit. Hy weet dat ons is soms so egoïsties dat ons dit op ons eie probeer doen. En ons gaan dit probeer self uitsorteer. Maak nie saak wat die uitdaging is nie. En hy weet ook as gevolg van ons menslike natuur dat ons gaan fouteer. En ons gaan skade aanrig. Wat interessant is van hierdie lied van Debora, is dat hierdie lied vir ons wys dat nie almal was gereed vir hierdie oorlog nie. En nie almal was bereid om deel te neem in hierdie oorlog nie. Sommiges, soos Ruben, by Ruben se syplek is daar baie beraadslag. Vers 16 sê, waarom het jy by die saalsakke bly sit? Bly luister na die fluitspel by die veetroppe. Ruben se syplekke is daar baie beraadslag. Gilead het oorkant die Jordaan bly sit. En waarom het Dan by die skepe gebly? Aser het by die seestrand bly sit, nie van sy kaai afgeroer nie. Baie weet ook, daar is 'n stryd wat gevoer moet word, daar is oorwinning wat behaal moet word, daar is vordering wat gemaak moet word, maar weens hulle eie persoonlike gemaksone beweeg hulle nêrens heen nie. Dit is asof hulle vasgespyker is op 'n sitbank en hulle beweeg nie. Hulle weier om die stryd aan te sê. Hulle is okay met die status quo. Hulle is okay met die oppervlakkigheid van hulle eie geestelike lewens en hulle weet as hulle moet dieper gaan, kom daar 'n stryd en hulle wil nie daai stryd aansê nie. En hierdie ding daag my so uit want ek moet besef dat vrees en angs en soms apatie en selfbejammering en selfbeskerming my soms tussen die saalsakke los. Iemand onthou, dis ook ietsie uit die geskiedenis uit, want waar het Saul hom bevind toe hy gesalf was as koning? Tussen die pakgoed. Hierdie jong, lang man wat kop en skouers bo die volk uitgestaan het, God het hom gesalf as koning, maar hy tussen die pakgoed gaan wegkruip toe hulle hom moes aanwys as koning. Dit help ook nou nie, ons doen dit nie. Sommige sit daar by die lieflike fluite spel of selfs daar op die kaai
Daar tussen die skepe, gerieflik en veilig en gemaklik. Hulle wil nie beweeg nie, hulle is bang vir die stryd, hulle is bang vir die oorlog, hulle is bang vir die oorwinning, hulle is bang om die gemaksone waarin hulle is te verlaat, om die grond toe te eien. Dit is interessant, lees jy Joshua en jy kom aan die einde van Joshua, dan lees jy, daar is nog baie wat ingeneem moet word. Gaan lees die geskiedenis. Daar is nog baie grond wat geëien moet word, want God het gesê, die land van melk en honing is hele land, dis hele grond, neem dit in. En aan die einde van Joshua sien ons, hulle het nie alles ingeneem nie, maar toe verval hulle in hierdie ongeloof, ongehoorsaamheid, siklus en dit sneeubal. En alhoewel jy dalk veilig is en gemaklik is jy eintlik maar ondoeltreffend. En ek kan vir julle dit sê, ek was al daar ook in my geestelike lewe, waar God vir jou iets wys om te doen, maar weens die gerieflikheid van my gemaksone, wou ek dit nie aanpak nie. Ek sien lus vir die stryd nie, ek sien lus vir die ongemak nie, ek sien lus vir die oorlog wat gevoer moet word nie. Baie dink dat die wapenrusting waarmee ons onsself moet beklee in Efesiërs, is daar om fancy voor te lyk. Ons moet net so af en toe die blinkmetaal 'n bietjie politoer, dat ons net 'n bietjie kan uitstaan. Jy sien, dis hoekom ons moet dit aantrek. Ons politoer dit net so bietjie, dat die swaard so bietjie blink, en die borsplaat 'n bietjie blink, en die helmet, dat ons net kan bietjie uitstaan, dat ons net die kollig 'n bietjie kan vang, dat ons net grand lyk. Geliefdes, die wapenrusting is vir jou gegee om jouself te beskerm, want daar's 'n oorlog. Dis nie vir 'n gemaksone nie. Die goed is ongemaklik, man. Oorlog is 'n moeilike storie. Dis waarom ons die wapenrusting het, maar net voor die wapenrusting sê Paulus iets baie interessants in vers 10. Verder meer nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Jy kan jouself bewapen met die beste wapenrusting wat daar is. Elke ding kan jy elke oggend van jou lewe aantrek, maar as jy nie eers bekragtig word in die Here nie, gaan jy daai oorlog ookie maak nie. Dis waarom dit daar staan. Want die oorwinning kom deur God. Wanneer God beweeg, is die oorwinning verseker. As Ludik beweeg met die mooiste wapenrusting sonder die bekragtiging van God, is die oorwinning nie seker nie. Soms in ons eie stryd, in my eie stryd, om God se wil ten volle te omhels en te gehoorsaam, staan daar soms vrees en twyfel gesaai. En ek dink die van u wat in Mildale bly sal nou verstaan, soos die spoedhobbels in Mildale. Jy dink net jy's oor die eerste een, dan is die tweede een al klaar daar. En in die geestelike lewe is dit dikwels net so. Jy dink net jy is oor die eerste een en dan is die volgende een weer daar. Vrees en angs en bekommernis. Ek kan nie, ek wil nie, want dit raak net te veel. My oom het 'n baie ou bakkie gery en eendag toe ry ek saam met hom daar in Pretoria. Hy was op daai stadium iewers in sekuriteit gewees. En hy het gesê, weet jy hoe as jy oor 'n hobbel ry, so vinnig as wat jy kan, dan voel jy hom nie. Ek sê, ons kan maar hierdie 'n go gee en hy gee hom toe 'n go. Dis toe regtig so. Die kar was net nie so grand nie. Daai bakkie kon nie alles hanteer nie. Ek sê nou nie ry boor al daai vrees en bekommernisse soos niks nie, maar as ons in ons eie krag gaan wil optree, gaan jy iets vernietig. En natuurlik lyk hierdie patroon baie dieselfde as vir koning Saul. Want aan die einde van koning Saul se lewe in 1 Samuel 15 lees jy, wat het hy verkeerd gedoen? Hy het in sy eie krag probeer optree. Hy het nie eens gewag vir Samuel nie. Waarom het jy dan nie na die Here geluister nie, vra God deur Samuel vir Saul? Dit herinner ons aan Israel in die woestyn in Numeri 14.
gaan lees die geskiedenis. Pas dit toe in jou geestelike lewe. Beide voorbeelde van mense wat huiwer om God ten volle te vertrou. God stuur 12 verspieders na die beloofde land toe en gaan sê, gaan kyk hoe lyk dit daar, hulle kom terug met sulke trosse druiwe, heuning en melk. Dis 'n land wat oorloop van melk en heuning, 'n lieflike land. Toe kom ongeloof, en weet jy hoe kom ongeloof? Hy kom met 'n 4-letter woord. Wat is daai woord? Maar, die rapport kom terug, die manne, die verspieders sê, man, dis die land wat oorloop van melk en heuning. En 2 sê, Joshua en Caleb, onthou die geskiedenis, Joshua en Caleb sê, God het gesê ons kan ingaan, kom ons gaan in, en 10 sê, maar daar is reëse. Maar daar is ongemaklike situasies, want ons gaan hierdie reëse moet oorwin, en dis versterkte stede, en daar's omstandighede, en in ons geestelike lewens lyk dit dieselfde. Die Here sê, neem die land in, maar in my ongeloof sê ek, maar Here, die Here sê vir jou, neem deel aan daardie aktiwiteit, raak betrokke by hierdie bediening, maar Here, vir Moses ook, God roep hom, maar wat sê Moses? Maar, Here, ek kan nie praat nie. Ek kan nie praat nie. Ek hakkel 'n bietjie. Ek sukkel. Maar, Here, en dit is hoe ongeloof gebroei word in ons geestelike lewens, wanneer God vir jou wys, neem in, en jy kom met die woorde, maar, Here. En ek weet, God het ons geseën, en vir ons 'n pragtige, logiese verstand gegee, en ons daarmee gebless, maar as jou logiese verstand in die pad staan van geloof, het jy 'n probleem. Hoor wat ek vir julle sê. Want die geloofslewe maak nie sin nie. Dit maak nie sin nie. Die oomblik wat die geloofslewe vir jou sin maak, dan is jy al in die hemel. 'n volle geloofslewe, hoe die volk veronderstel was om God te dien in volle oorgawe, in volle vertroue, was daar nie plek vir maar nie, maar hulle het gekom met hulle maar. Stik hier die verlede uit. Hulle het net geweier en gehuiwer om God ten volle te vertrou, wat natuurlik die gevolge en die vertraging in God se seën meegebring het, en oorlog. Maar ons sien vir Debora, 'n vrou van geloof en vertroue, 'n profetes deur God gestuur, Barak wat op die regte tyd daar was, deur God gelei, en hy gaan uit die hemel het die sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen Sisera geveg, die Kisonrivier het die vyande meegesleer, die Kisonrivier, die rivier uit die voortyd, hou moed, wees sterk. Wanneer God beweeg, behoort die stryd en die oorwinning aan hom. U moet dit onthou. Wat is ons verantwoordelikheid? Vertrou hom. Vertrou hom. Soos wat hierdie 2 mense vertrou het. Geliefdes, luister, dis nie 'n maklike saak nie. Hoor mooi wat hierdie mense moes doen. God het vir hulle 'n opdrag gegee om 'n volk te verlos uit die hand van die vyand. Dit was oorlog. Net soos wat God vir Gideon en al hierdie rigters geroep het vir 'n taak, vir 'n werk, moes hulle God vertrou het. Sit jouself in die voete en die skoene van hierdie mense. Die opdrag wat God vir hulle gee, die uitdaging wat God vir hulle gee. Daar is grond wat ingeneem moet word. Ja, ons weet julle het nou bietjie droog gemaak, maar die uitkoms is hier. Dit is wat julle moet doen. Dis 'n groot saak. Dis nie maklik nie. Maar hulle moed was in die Here. Hulle geloof was in die Here. Hulle vertroue was in die Here gewees. Wanneer God beweeg, is die oorwinning seker. Dit herinner my aan die woorde van Paulus. Jy weet, Paulus het 'n doring in die vlees gehad, nou ja, daar's baie bespiegelinge wat dit kon wees,
baie beweer maar baie dinge, maar hy het 'n ding gehad in sy liggaam wat hom teruggehou het, en hy soek God, en hy vra God, en hy worstel daarmee. In 2 Korintiërs 12 vers 9 sê hy hierdie woorde, en hy het vir my gesê, God het vir my gesê, sê Paulus, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Ek weet baie mense gebruik die arme ou teksversie so buite konteks as hulle begin praat oor ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Wanneer jy dit lees in sy direkte konteks, dan het dit soveel meer trefkrag. Want selfs die kinders van God was in sulke omstandighede gewees in die verlede waar hulle gevrees het vir hulle lewe in vervolging, en ek is tot alles toe in staat deur Christus wat my die krag gee. Paulus het geweet van daai krag. Daarom sê ek vanoggend vir u geliefde, maak nie saak wat daai omstandighede nou in jou lewe is, die vervolging wat jy dalk deurgaan by die werk, die slegte omstandighede, die vyand wat aanlê by die deur en lê en klop om in te kom en jou te verwoes. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Die oorwinning is seker in God, nie in jouself nie. Nie in jouself nie. Barak wat ondanks sy moontlike vrees gehoorsaam was aan God se roeping, word aangemoedig om in geloof uit te stap, met die wete God gaan saam. God stap voor. Die laaste 2 weke word ek herinner aan die Here Jesus se woorde oor die mosterdsaadjie. Ons almal ken die boodskap oor die ou mosterdsaadjie, ou klein saadjie. Klein bietjie geloof is beter as niks. En daai geloof word geplant en dit word 'n boom. Geloof in God. Hierdie lied vier die verlossing deur God se krag. Die moed wat hulle gehad het as sy volk. Dit vul 'n mens met hoop, dit vul my met hoop, dit vul my met verwagting dat ek God so kan vertrou. Dis kosbaar. Dis waarom ons die geskiedenis lees, dis waarom ons die Ou Testament lees. Kinders van God, mense wat God gedien het, wat op God vertrou het. Dit gee ons die moed en vir ons nou nog soveel meer, want ons het 'n hoopvolle toekoms, want ons kyk na Christus en die finale verlossing wat kom. En kyk, as jy nou begin luister na die retoriek van ons dag vandag, dan begin jy luister na dis oorlog soos apokaliptiese aard, dit is World War III, en dit is die, en dit is dat, en as jy op jou bank gaan sit en gaan vrees van bekommernis, dan mis jy so bietjie die punt. As hierdie mense so begin praat van dis oorlog en ons gaan mekaar uitwis, dan raak my hart opgewonde, want dan hou ek die wolke dop, sê ek, Here, kom, en kom gou. Kom gou. Dinge is aan die gebeur, sien jy dit? En die tyd raak min. Die tyd raak min. Nou ja, ek weet dit klink net vir jou baie snaaks as ek dit sê, maar vir die laaste 2000 jaar is die tyd min. Ons lewe vir die laaste 2000 jaar in die eindtye, maar ek sê nou vir u, as jy uit vrees net in jou huis gaan sit en bly en niks gaan doen nie, niks vir die koninkrykie, dan mis jy die punt. Ons kan nie dat vrees en angs en bewing ons te beurt val, omdat die wêreld in chaos is nie. Vir die wêreld lyk dit soos chaos. Maar God weet wat hy doen. God is in beheer. God is in beheer. En selfs in hierdie laaste tyd van stryd, waar die Satan so probeer om die Christen van stryd te voer, wil ek vir julle sê, daar's net een oplossing, en dit is vertrou in God. Want as God voorloop, is die oorwinning seker. Weet u dit? Glo u dit? Dit wys vir ons vooruit, ou Deborah en Barak, hulle verhaal, hierdie verlossingslied, dit wys vir ons vooruit, dit wys vir ons, Jesus se oorwinning is seker, daar kom oorwinning. Dit wys vir ons natuurlik weer binne die breë konteks van Rigters, daar kom 'n koning, ons het 'n koning nodig. En ek wil vandag vir julle sê as Christene, ons het verlossing nodig uit hierdie wêreld uit. Hierdie wêreld is nie ons huis nie, ons kom dit agter.
As jy lewe tot eer van God en jy 'n godvrugtige lewe wil leef, en jy wil 'n heilige lewe leef en jy wil nie doen wat hierdie wêreld doen nie, en jy wil 'n rein lewe leef, 'n reguit pad stap, kan ek nou vandag vir jou sê, jy gaan hom alleen stap en jy gaan vervolging kry. Mense gaan nie baie van jou hou nie, maar dis oké. Dis ook goed. Ons is nie hier om roomys te verkoop om deur van almal gehou te word nie. Dis nie hoekom ons hier is nie. Hierdie wêreld is nie ons huis nie. Ons is op pad na 'n ewige hemelhuis en ons lewe in voorbereiding daarvoor. En ek herinner my opnuut deur hierdie pragtige lied, hierdie oorwinningslied, wanneer ek volkome op God vertrou, en geliefdes in hierdie laat uur, moedig ek jou aan, om volledig in alles op God te vertrou. Vertrou God. Sit jou geloof in hom. Gedeeltelike vertroue en huiwering as gevolg van vrees, hou ons vas tussen die saalsakke, daar op die baai, daar op my gemakstoel, op my ottoman, my voetjies op my sagte kussentjies en my sagte kombersies in my gemaksone, dit hou my daar vas. En ek beweeg nie. En jy kan so ver gaan, dit maak nie eers saak nie, die Here Jesus kan in lewende lywe voor jou staan en jy gaan nie beweeg nie. Dis hoe skrikwekkend dit is. Ons kan nie, as gevolg van ons huiwering of ons vrees, in ons gemak bly nie. Sommiges van ons word gekrippel deur die omstandighede. En ek gee vir julle weer die breër konteks, Romeine 8, vers 28, ons weet dan God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou lees jy die volle gedeelte en dan sê hy, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê en wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Hoor jy dit? Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, sê Paulus, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hoor jy die woorde? Dis nie my woorde nie, Paulus het dit gesê. Romeine 8. Sal ek mense vrees? Sal ek mense vrees? Ek is dankbaar Deborah en Barak het nie mense gevrees nie, maar het God gevrees. En wanneer ons God vrees en God gee 'n opdrag en God vra van jou iets, dan verlaat jy jou gemaksone. Jy staan op soos Abraham. Jy vat jou familie en jy trek na 'n land toe wat God gesê het jy moet gaan en in geloof doen jy dit. Maak nie saak wat mense sê, wat mense doen nie. Ek verlaat die gemaklikheid van my ottoman met my sagte winterskombersie en my hietertjie en my kaggeltjie en my soupies en ons doen wat God sê ons moet doen. Ons moet besef, geliefdes, ons lewe in 'n baie laat uur op God se oorlosie. En as God vir jou sê, maak disippels van alle nasies, dan sê hy, maak disippels van alle nasies. As hy sê, deel die evangelie, dan deel jy die evangelie. As hy sê, dien, dan dien jy. Ons kan nie bekostig om terug te sit nie. Ons kan nie bekostig om in ons gemaksones te val nie. Ek gaan afsluit. Nou nie omdat ek wil nie, maar omdat ek moet. Deborah se leierskap wys die krag van 'n godvreesende moed en gehoorsaamheid. Barak se geloof, ondanks sy huiwering, herinner my dat God se krag volmaak is, selfs wanneer ek swak is. Die lied se kosmiese beeldspraak van die stryd herinner ons aan die Bybelse momente waar God vir sy volk kom veg het. Eksodus 14 het ek jou herinner aan, die Rooi See, Psalm 18, God as krygsman. Selfs 'n onvolledige gehoorsaamheid of halwe gehoorsaamheid. Jy weet, halwe gehoorsaamheid is eintlik wat? Ongehoorsaamheid. Jy kan nie 'n opdrag net halfpad gehoorsaam nie. Selfs 'n onvolledige gehoorsaamheid in 1 Samuel 15 en Israel se rebellie
in die woestyn, Numeri 14, waarsku teen halfhartige vertroue. Paulus se doring in die vlees herinner ons dat God se genade is vir ons genoeg en hy dra ons in tye van swakheid, in tye van moeilike omstandighede. Hy dra ons, hy gee ons die krag. Want wanneer God beweeg, is die oorwinning seker. Jesus is uiteindelik die ware verlosser, die ewige verlossing wat oorwinning verseker. As jy in Christus is die oorwinning seker. Hier's 'n paar dinge wat ek dink nodig is om in ons lewe toe te pas. Ondersoek miskien waar jy is vandag. Gerieflik, gemaklik tussen die sakke, daar op die kaai, tussen die bote. Ag, is lieflik, is lekker, is heerlik hier. Moenie my vrede kom versteur nie. Ywer jy dalk om God ten volle te vertrou? Ek weet nie wat dit is in jou geestelike lewe nie. Ywer jy dalk, hou jy terug, wat ook al die rede voor is, gemaksone. God roep jou om uit te stap in geloof, om hom te dien in volle oorgawe, sonder enige reserves. Vertrou op God se krag, nie jou eie nie. Soos Debora en Barak, moet jy op God se krag staatmaak. Die oorwinning behoort aan hom. En hy nooi jou om saam met hom te werk, selfs wanneer jy swak of bang voel. En kyk, as daai opdrag van God kom en jy sien, maar die ding is mos nou te groot vir my om te hanteer, is die beste tyd om op jou knieë te gaan, na jou binnekamer toe te gaan, God te vra vir krag, vir hulp, vir bystand. Ek kan dit nie op my eie nie. Uit die aard van die saak, vier God se getrouheid in jou lewe. Kyk in jou lewe en sien God se getrouheid. Sien God se krag. Sien die tyd wat hy jou dra en eer hom daarvoor. En natuurlik die laaste, leef moedig in gehoorsaamheid en geloof. Soos wat Debora en Barak vir ons so mooi sing hier, pragtige duet. Hou moed, wees sterk. En vers 31, mag al u vyande so omkom, Here. En dan sê hy hierdie woorde, en ek gaan afsluit met hierdie woorde. Dit is wat God se begeerte is vir ons, en ek hoop dis jou behoefte. Maar mag die, wat vir u liefhet, wees soos die son, wat in sy volle krag skyn. So, is dankbaar die son skyn vandag so 'n bietjie hier buite. As jy buite toe beweeg, voel die son. Want dis God se begeerte vir jou. Is dat jy sal wees soos die son wat in sy volle glorie skyn. Kragtig, heerlik, sterk. Maar weet dit, is nie moontlik nie. As jy in jou eie krag gaan staan, is nie moontlik nie. Is net moontlik, want as God beweeg, is die oorwinning seker. Kom ons bid saam. Ons sê Here, baie dankie vir u woord, dankie vir die geskiedenis. En Vader, dankie dat ons bemoedig en aangemoedig word deur u woord, deur Debora, deur Barak. Ons sien die geskiedenis, ons sien van nog 'n vrou wat opgetree het en die vyand vernietig het. Alles onder u leiding. Here, help vir ons om soos hierdie twee mense 'n lewe te leef wat u verheerlik. Ons kan nie in ons eie krag nie. Ons kan nie wanneer ons die stryd aanvoer op ons eie vermoë probeer staat maak nie. Ons het u nodig, Here. Want wanneer u beweeg, is die oorwinning seker. En ons bring u die lof van ons harte, prys die naam van die Here, presies soos wat Debora gesê het, ons moet doen. Amen.